Goed, die sluipmoord op John F. Kennedy. Na meer as 60 dekades, bly dit een van daardie raaisels wat ons net nie kan los nie. Dit fascineer mense steeds. Ja, maar hier is die vreemde ding waaroor ons vandag met jou wil gesels, gebaseer op die bronne wat jy ingestuur het. Die teenstrydighede is wat uitstaan. Presies. Aan die een kant het ons sogenaamde wetenskaplike bewyse van 'n sameswering, wat, wel, wanneer jy mooi daarna kyk, heeltemal uitmekaar val. Ja, dit verkrummel onder die geringste druk. Maar aan die ander kant het ons nuwe, geloofwaardige getuienis onder eed, wat daarop dui dat van die magtigste mense in die Amerikaanse regering vir jare lank oor die saak gelieg het. Hoe versoen 'n mens daardie twee dinge? Dit is presies die kern van die saak en dis wat hierdie spesifieke versameling dokumente so interessant maak. Ons gaan nie probeer om uit te werk wie op die grasheuwel was nie. Nee, glad nie. In plaas daarvan gaan ons vir jou deur hierdie teenstrydighede werk. Ons het die transkripsie van 'n onlangse kongresverhoor, die JFK-files, wat nogal skokgolwe gestuur het. Ja, beslis. Dan het ons interne CIA-memos uit die 90's, wat ons 'n seldsame blik gee op hoe die agentskap self gevoel het toe hulle gedwing is om hulle geheime oop te maak. En laastens kyk ons na daardie berigte diktabelt klankopname. Daai een stukkie bewys wat eens die hele samesweringsteorie moes dra. Die ene wat alles moes bewys. So ons missie vandag is om vir jou te wys hoe hierdie drie bronne saam 'n heel ander storie vertel. Miskien is die ware geheim die wie die sneller getrek het nie, maar wat daarna gebeur het. So, kom ons begin by daardie kongresverhoor. Ja, want dit is waar die vuurwerke regtig begin het. Beslis, die voorsitter Anna Paulina Luna het nie doekies omgedraai nie. Sy het die Warren-kommissie se verslag, die amptelike storie, 'n fondament van weglatings en halwe waarhede genoem. Dis 'n sterk stelling om jou af te kop. Baie sterk. Haar argument is dat hierdie dekades van geheimhouding die Amerikaanse publiek se vertroue in hulle regering heeltemal vernietig het. En wat vir my treffend is dat die oppositie nie regtig terugbeklei het nie. Robert Garcia van die ander party het basies saamgestem oor die probleem van geheimhouding. Ja, hy het nie die feite betwis nie. Hy het JFK se positiewe nalatenskap verdedig, maar toe erken dat agentskappe soos die CIA en FBI in daardie era diep gebrekkige instellings was. So van die begin af is daar 'n politieke konsensus. Presies, almal stem saam, geheime is gehou wat nie gehou moes word nie. Die vraag is net, hoekom? En dis waar die getuies inkom. Die eerste een, die joernalis Jefferson Morley, lewer 'n absolute bom. O ja? Hy sien nie net een nie, maar 3 van die mees senior CIA-beamptes van daardie tyd het onder eed gelieg vir amptelike ondersoekers. 3? 3. En die leuen gaan spesifiek oor wat hulle van Lee Harvey Oswald geweet het voordat hy die president geskiet het. Wag net daar. 3 senior amptenare. Morley argumenteer, dit is nie net 'n foutjie of iemand wat homself probeer beskerm nie. Nee, glad nie. Hy noem dit 'n patroon van wangedrag. En dit dui op, ek dink sy woorde was, skuldige kennis en kriminele aandadigheid. Dis 'n ongelooflike ernstige aantuiging. Dis enorm, en hy sê dit reguit. Hy beskuldig hulle nie noodwendig daarvan dat hulle die moord beplan het nie, maar dat hulle op een of ander manier verantwoordelik vir of aandadig aan die president se dood was. Het sy deur nalatigheid of geheime optrede? Presies, en hy bring die bewyse. Die eerste man is Richard Helms, die adjunkt-direkteur van die CIA. Hy het vir die Warren-kommissie gesê die agentskap het slegs minimale inligting oor Oswald gehad. Goed, minimale inligting. Maar Morley wys daarop dat die CIA 'n 198 bladsy leer oor Oswald gehad het, lank voor die sluipmoord. Wag, 'n 198 bladsy leer. Dit is nie minimale inligting nie, dis 'n vollengte boek. Jy's reg. En die adjunkt-direkteur vir die CIA het onder eed gesê hulle het amper niks gehad nie. Dis 'n direkte, onbeskenbare leuen. Presies, en daardie leer was op die lesenaar van die tweede man, James Angleton, die hoof van teenintelligensie, net 'n week voor die sluipmoord. O, regtig? Ja, Angleton het ook ontken dat hy enige noemenswaardige belangstelling in Oswald gehad het. Nog 'n leuen. Dit laat die vraag ontstaan, wat was in daardie leier wat so belangrik was dat 2 van die topmanne in die CIA bereid was om myne te pleeg? Dit is die kernvraag. So is die eintlike bom hier nie dat die CIA vir Kennedy vermoor het nie,
maar dat hulle bereid was om vir dekades lank voor die Kongres te lieg oor iets wat met Oswald te doen het. Dit verskuif die hele fokus van die saak. Ja, heeltemal. Presies. En dan kom die derde man, George Ioannidis, en sy storie is dalk die mees bizarre van almal. Goed, vertel ons. In 1963 was Ioannidis die hoof van 'n geheime CIA-program genaamd AM Spell. Sy agente was in kontak met die anti-Castro-Kubaanse groep waarmee Oswald in New Orleans gebots het in die maande voor die sluipmoord. So hy was direk betrokke by mense wat met Oswald interaksie gehad het. Direk. Hy is 'n absolute sleutelfiguur. Reg. Maar hier is die kinkel. 15 jaar later, in 1978, toe die Huise sluipmoordkomitee die saak heropen, wie stel die CIA aan as hulle amptelike skakelbeampte om met die komitee te werk? Moenie sê nie. George Ioannidis. Nee, Ja, die einste maar wie se programme ondersoek moes word, is aangestel om die ondersoek te help. dis onmoontlik. Hy het effektief elke versoek om inligting oor sy eie aktiwiteite in 1963 geblokkeer. Morley noem dit prontuit dwarsboming van die Kongres. Die jakkals was in beheer van die hoenderhok. Dis ongelooflik. Dis is om die hoofverdagte aan te stel om die polisie se ondersoek te lei. Geen wonder die filmmaker Oliver Stone, wat ook getuig het, klink so ongelooflik gefrustreerd nie. Wel, ja. Hy sê die CIA is 'n intelligensieagentskap wat arrogant glo dit staan bo ons wette. Hierdie Ioannidis storie is amper die perfekte bewysstuk vir daardie stelling. En dit het 'n werklike, meetbare effek gehad. 'n Ander navorser, James D. Eugenio, het 'n skokkende statistiek aan die komitee voorgehou. Wat was dit? In JFK se tyd het 75% van die Amerikaanse publiek die regering vertrou. Teen die 1990s was daardie syfer net 19%. Dis 'n reuse daling. 'n Massiewe daling en die grootste enkele daling in vertroue. Dit was in die jaar wat die Warren-kommissie se verslag, die een waarvoor Richard Helms gelieg het, vrygestel is. So die prentjie wat die Kongres verhoor skets, is een van opsetlike misleiding op die hoogste vlakke, maar dit is die buitesiening. Ja, dis die kritiese siening. Wat het binne in die CIA self aangegaan toe hulle in die 90s deur die JFK Records Act gedwing is om hierdie argiewe oop te maak? Daardie interne memos wat jy gestuur het, vertel 'n heel ander storie, né? 'n Heel ander storie. Van binne gesien was dit nie 'n sinistere sameswering nie, maar 'n bureaukratiese nagmerrie. Hulle het die wet beskryf as 'n tweesnydende swaard. Hoe so? Ja, dit het deursigtigheid gebring, maar dit het ook onrealistiese sperte en onbuigsame standaarde opgelê. Hulle het gevoel hulle word oorweldig. Hulle kla oor die verbuisterende hoeveelheid kaf en duplikasie. Die een voorbeeld wat hulle noem, is van 'n enkele kabel wat 85 keer op verskillende plekke geliaseer is. En hulle moes elke enkele een opspoor en verwerk. Ja, hulle sê die aanvanklike werk is inderhaas met oortyd werknemers gedoen, wat gelei het tot 'n gebrekkige databasis. En jy kan amper sien hoekom hulle so sou voel, maar dit kan ook 'n gereeflike verskoning wees. Hoe bedoel jy? As dit waar is wat Morley beweer, dat sleutelfigure aktief dinge probeer wegsteek het, dan sou 'n massiewe openbare deklassifikasieprojek soos hierdie soos 'n eksistensiële bedreiging voel, nie net 'n logistieke kopseer nie. So die kaf en duplisering word dan 'n nuttige skerm om agterweg te kruip. Moontlik. Hulle het gevoel die eksterne toesighoudende raad, die ARRB, het hulle deur onmoontlike hoepels laat spring. Om 'n dokument se vrystelling selfs net uit te stel, moes hulle buitengewoon gedetailleerde dokumentasie van huidige skade verskaf. Dis fascinerend. So terwyl mense soos Oliver Stone 'n bose, almagtige CIA sien wat die wet verontagsaam, sien die mense binne die agentskap hulle self as oorwerkte staatsamptenare wat met 'n onmoontlike taak opgesaal is. Die waarheid is seker iewers in die middel. Ek dink so. En dit is nie asof almal binne die CIA kop in die sand gesteek het nie. Daardie memos lys 'n hele reeks lesse geleer vir die toekoms. Soos wat? Dinge soos moenie aanvaar dat hulle relevante inligting terughou nie en laat genoeg tyd toe vir 'n deeglike professionele werk. So daar was 'n bietjie selfrefleksie. Ja, daar is selfs 'n memo in 1999 van 'n ou met die naam Charles A. Briggs wat die CIA se reaktiewe houding skerp kritiseer. Hy argumenteer dat om net alles te ontken
veral wanneer daar reeds inligting in die publieke domein is, net die skeptisisme verder aanvoer. So daar was 'n regte interne debat aan die gang. Absoluut. Goed. So ons het aan die ene kant sterk bewyse van 'n amptelike toesmeerdery wat dekades lank geduur het, en aan die ander kant 'n agentskap wat intern worstel met hoe om hierdie deurmekaar polities plofbare situasie te hanteer. Dis 'n goeie opsomming. Dit bring ons by die bewyse van die misdaad self, en dit is waar die storie nog vreemder raak met daardie diktabelt-opname. Ag ja, die diktabelt. Vir 'n oomblik het dit gelyk of dit die rokende geweer was vir 'n tweede skit, die een stukkie harde wetenskaplike bewys. Dit is 'n perfekte gevallestudie van hoe selfs wetenskap in hierdie saak 'n speelbal kan word. Hoe so? In 1978 was die Huise Sluipmoordkomitee, die HSCA, gereed om hulle finale verslag uit te reik wat sou sê Oswald het alleen opgetree. Reg, so dit was die einde. Dit moes wees. Maar op die laaste nippertjie kry hulle hierdie klankopname van 'n polisieradio wat per ongeluk aan was. Hulle steur dit vir akoestiese analise en die kenners kom terug en sê hulle hoor 4 skote, nie 3 nie, en die een kom van 'n ander rigting, Die grasjouwel. die grasjouwel. En op grond van daardie een stukkie band gooi hulle hele gevolgtrekking om. Hulle gooi alles om. Hulle finale verslag verklaar dat daar 'n hoë waarskynlikheid van 'n tweede skit was en dis 'n sameswering. Daardie klankopname was hulle enigste nuwe wetenskaplike bewys. Dis nogal 'n groot sprong. Enorme, maar amper onmiddellik het die hele teorie begin uitrafel. Die polisieman self, H.B. McLean, het gesê dis onsin. Hy het getuig sy mikrofoon was nie oop nie. Korrek, en dit was net die begin. Hy het gesê die engine klank op die band is van 'n 3-wiel motorfiets, terwyl op 'n 2-wieler was. En die sirene se paar minute later klink asof dit verby hom ry, nie asof hy deel is van die konvooi nie. Ja, die besonderhede het net nie gepas nie. En die vreemdste van alles, daar is geen skade geraas op die band nie, al was daar honderde skreeuende mense in Dealey Plaza. Presies, die hele teorie het in die slag gebly. Kort daarna het die FBI en 'n paneel van die hoog aangeskrywe Nasionale Akademie vir Wetenskappe, die NAS, die saak ondersoek. En wat het hulle gevind? In 1982 het die NAS-paneel 'n verdoemende verslag vrygestel. Hulle het bevind dat die klanke wat as skote geïdentifiseer is, heel waarskynlik sowat 1 minuut na die sluipmoord opgeneem is. 'n Minuut na. Ja, hulle het dit as waarskynlik statiese geraas beskryf. Wag 'n bietjie. As die Nasionale Akademie vir Wetenskappe, 'n topwetenskaplike liggaam, dit in 1982 al as statiese geraas afgeskryf het, hoekom het mense vir nog 30 jaar daaroor gestry? Dis die vraag, né? Hoekom praat ons vandag nog daaroor? Wat sê dit oor die hele soeke na bewyse in hierdie saak? Dit sê dat wanneer mense eers oortuig is van 'n sameswering, selfs sterk wetenskaplike weerlegging hulle nie van plan laat verander nie. Die debat het vir dekades gewoed. So mense het aangeprobeer. Ja, 'n navorser het in 2001 weer die band geanalyseer en beweer die NAS was verkeerd. In 2005 het lede van die oorspronklike NAS-span sy werk weer leë. Selfs so onlangs as 2013 het 'n studie tot die gevolgtrekking gekom dat die opname van twyfelagtige nut as bewys is. So dis net 'n eindelose heen en weer geveg. Presies, oor 'n stukkie statiese geraas. Dit wys hoe desperaat mense was vir 'n eenvoudige wetenskaplike antwoord en hoe daardie soektog hulle dikwels op 'n dwaalspoor gelei het. So hier staan ons nou. Ons het 'n kongres verhoor wat 'n patroon van leuns en 'n doelbewuste toesmeerdery deur die CIA blootlê. Dis onweerlegbaar. Ons het interne CIA-memos wat 'n prentjie skets van 'n bureaukrasie wat of onbevoeg of paniekerig was. En ons het die een groot stuk wetenskaplike bewys vir 'n sameswering, wat blykbaar niks meer as geraas was nie. So, wat beteken dit alles vir jou as jy probeer sin maak uit hierdie gemors? Wel, ek dink dit dui daarop dat die ware verhaal dalk baie minder oor 'n James Bond komplot gaan en baie meer oor die manier waarop groot geheimsinnige instellings optree wanneer hulle fouteer. Brei bietjie uit. Die getuienis van Morley en die ander in die Kongresverhoor dui nie noodwendig op 'n CIA-komplot om Kennedy te vermoor nie, maar dit dui oorweldigend op 'n gekoördineerde hoëvlakpoging na die tyd om die agentskap se voorafkennis van en monitoring van Lee Harvey Oswald te verswyg. So die vraag is hoekom? Presies.
Was dit net om onbevoegdheid te verbloem of was Oswald deel van 'n operasie wat katastrofies skeef geloop het en hulle moes dit toemaak? Hierdie dokumente bewys dit nie, maar hulle dwing ons om daardie vrae te vra. Dit herinner my aan daardie een opskrif van 'n artikel wat jy gedeel het. Dit het iets gesê soos: Oswald was die alleenskut, maar daar was 'n komplot betrokke by die president se dood. En dit was reg voor almal se oë. Ek onthou daai een. Miskien was die komplot nie 'n tweede skut op 'n grasheuwel nie, maar eerder die sistemiese geheimhouding en misleiding binne die regering wat in die naderry plaasgevind het. Die toesmeerdery was die sameswering. Ja. En dit bring ons by die laaste gedagte wat ons vir jou wil laat, iets wat ook in daardie verhoor genoem is. Die navorser James D. Eugenio het 'n verstommende bewering gemaak. Wat was dit? Hy sê daar was nie een nie, maar 3 ernstige pogings op JFK se lewe in November 1963 alleen. 1 in Chicago, 1 in Tampa en die finale suksesvolle een in Dallas. 3 pogings in 1 maand. Ja, en hy voer aan dat die Chicago-poging, wat daar voor Dallas gevnyk is, merkbaardig baie soos die Dallas-scenario gelyk het. 'n Skut in 'n hoë gebou langs die motorroete. En sy argument is dat as die geheime diens en die FBI al die rekords oor daardie Chicago-poging openlik gedeel het, die sluipmoord in Dallas moontlik voorkom kon gewees het. Dit is presies sy argument. En dit los ons met 'n laaste ontstellende vraag om oor na te dink. As dit waar is, dan verskuif die hele gesprek. Dan is die belangrikste vraag nie meer wie anders het in Dealey Plaza geskiet nie, maar eerder, Wat het hulle geweet en wanneer het hulle dit geweet? ja, wat het verskeie magtige agentskappe geweet van die veelvuldige, ernstige dreigemente teen die president in daardie weke? Hoekom is daardie inligting nie gedeel of daarop gereageer nie? En wat presies het hulle daarna so desperaat probeer toesmeer?